Tanya, baie dankie. Ons praat in ons reeks oor inflammasie en daar's nog baie te sê oor inflammasie. Inflammasie wat ontstaan is met ander woorde 'n ding wat op jou vel ontstaan of binne in jou liggaam ontstaan en dit praat met jou brein. Met ander woorde, inflammasie het te doen met jou liggaam en selkommunikasie. En voordat ons nou bespreek oor hoe immuunselle, want dit is wat sitokine is dit dalk belangrik om te weet hoe selle deur die liggaam versprei en wat dra by dat die immuunstelsel suksesvol sy funksies kan uitvoer om inflammasie wat jy of self veroorsaak of onwetend aan jouself doen beveg. Ek het 'n reeks praatjies en skrywes gedoen oor magnesium en magnesium wat in die bloedstroom opgeneem word en die belangrikheid daarvan. Mense moet weer gaan kyk na die belangrikheid van magnesium en hierdie doodgewone Engelse sout-sitraat, die een wat ons as die magnesiumkompleks in EcoHealth saamgestel het, is 'n geweldige belangrike natuurlike inflammasiebevegter. Kom ons gaan net weer kortliks oor dit terwyl ek oor sitokine praat, want inflammasie en selkommunikasie is nou verband met mekaar. Magnesium veroorsaak die produksie, soos genoem in een van die vorige praatjies, van die ATP-molekule of adenosine trifosfaat, ATP. ATP is die bio-energie molekule wat alle selle in die liggaam gebruik om hulle funksies mee te voltooi. Want selle moet van bio-elektrisiteit wat die liggaam of die selle self vervaardig gebruik maak om te kan asemhaal, om kos om te kan sit en goeders te kan uitskei en selle te kan verwyder en nuus te kan vervang en dooies uit te skei en van afvalstowwe ontslae te raak. Daar vind miljoene selkommunikasies elke mikrosekonde van die dag in jou liggaam plaas. Immuunselle, dit wat in jou kolon vervaardig word deur jou immuunstelsel, het ook bio-elektriese impulse nodig. Nou, 80% van jou immuunstelsel lê in jou kolon, die ander 20% lê binne in jou klierstelsels, met ander woorde jou limfatstelsel. En ironies genoeg, hulle het ook bio-elektrisiteit nodig om in die liggaam hulle werk te kan doen. Met ander woorde, eenvoudig gestel, hulle het magnesium nodig om dit te doen. As die bloedvate en bloed sonder magnesium is, sonder alkalisiese water, dis 'n onvermoë het om bio-energie te vervaardig in die liggaam, is hulle disfunksioneel en kan hulle nie by hulle funksies uitkom nie. En die term wat ek gebruik het van die ou mense wat gesê het magnesium of Engelse sout maak jou bloed skoon, en dis al wat die ou mense vir ons gesê het toe hulle vir ons die goed ingejaag het, is die volgende: as jou bloed nie skoon is nie, is dit disfunksioneel, is daar te min magnesium, en onthou ons praat van 'n Engelse soutpurgasie, as daar te min magnesium is jou hele liggaam se ensimatiese prosesse totaal disfunksioneel en sal versadigde en vuil bloed wat nie behoorlik deur die lewer gefilter word nie, verhoed dat jy 'n bio-gesonde immuunstelsel het. Dit sal seker maak dat jy hoë urinesuur het. Dit sal seker maak dat jy veluitslae het en puisies en ander ongunstige omstandighede. Dit sal doodseker maak dat jy Candida het as jy te min gesonde hoeveelhede magnesium in jou bloed het. 2 faktore is hiervan belang. Immuunselle kan dus nie suksesvol sonder genoegsame magnesium bio-energie produseer en bio-energie molekulêre ATP-selle aflewer nie. En wanneer so 'n toestand ontstaan, weens 'n tekort aan magnesium, kan vele siektetoestande sommer net goedsmoeds en vry ontwikkel. Net omdat jy nie magnesium het nie. Magnesium en bio-elektriese funksies
het 'n tweede belangrike faktor ter sprake. Die ATP-molekuule vorm ook die kommunikasienetwerk tussen die selle en praat met elke sel in die liggaam. Kan ek weer beklemtoon, dit is magnesium wat die ATP-selmolekuule vorm. As jy nie genoeg magnesium in jou liggaam het nie, vorm jy nie genoeg ATP-molekules nie. Wat beteken dit? Dat die kommunikasienetwerk in die selle van jou liggaam is ook totaal onvoldoende. Die brein en die immuunstelsel en die hormonale stelsel en alles wat tot jou gesondheid toe bydra, kan nie na behore met mekaar praat nie. Kom ons kom terug by die term sitokine wat ek al 'n paar keer genoem het. Wat is die belangrikheid van kommunikasie vir die immuunstelsel? Dat ek dit beklemtoon met inflammasie. Inflammasie word beveg wanneer chemiese boodskappers van die immuunstelsel suksesvol na die plek van waar die bakterieë, die virus, die protis, die besering plaasgevind het. Jou liggaam het met ander woorde hierdie kommunikasieselle nodig om die vegters in jou liggaam, jou witbloedselle en al die molekules wat die inflammasie moet gaan beveg, dat daar gepraat word en dat die goed na die regte plek toe gekommunikeer word, wat beteken dit moet soontoe gestuur word. As daar te min van hierdie goed in jou liggaam is, sal die suksesvolle aflewering van die ATP-molekuule en ook die vegters wat in jou liggaam wat jou gesond moet hou, nie afgelewer word nie. Sitokine is 'n proteïen wat as 'n chemiese boodskapper in jou immuunstelsel funksioneer. En sitokine is met ander woorde die boodskapper van die immuunstelsel om te praat, te sê hier is 'n besering, hier's X, Y en Z en dit moet mee bestuur word sodat jou brein en jou immuunstelsel, jou hele liggaam daarteenoor onmiddellik kan reageer. Die immuunstelsel is 'n netwerk van verskeie organe, limfoïde, wat saamwerk om die liggaam te beskerm teen skadelike indringers wat 'n mens siek kan maak. Sitokine, daai proteïen wat die kommunikasienetwerk in jou liggaam is, wys vir jou immuunstelsel watter protiste of bakterieë of virusse of watter indringers dit is wat beveg moet word. Selfs wanneer daar nie indringers is nie, stuur sitokine syne na ander selle in jou liggaam wat dit natuurlik laat funksioneer, gegeewe dat die kommunikasienetwerk in orde is. Daar's verskillende soorte sitokine. En hierdie mag dalk nou te biologies klink, maar dit is interessant om te weet dat hierdie sitokine is met ander woorde verskillende soorte proteïene wat in immuunselle aanwys waarheen om te gaan. Kom ons noem net 'n paar net so vir inligting. Chemokine. Chemokine rig immuunselle na die plekke in jou liggaam waar hulle infeksie kan beveg. Die ander een is interferone. Interferone kommunikeer weer met selle om hulle verdediging op te stel wat virusse in jou liggaam indring. Op hierdie manier ontwrig interferone die proses wat virusse toelaat om te repliseer wanneer hulle 'n gesonde sel binnendring. Alles te doen met magnesium wat kommunikasie in die selle bevorder. Interleukine is 'n leukosiet wat eintlik maar net 'n ander naam vir witbloedselle is. Interleukine kan ook boodskappe oordra tussen selle wat nie leukosiete is nie. Dis baie interessant. Hierdie een kan ook kommunikasie tussen ander selle bevestig. Tumornekrose faktor of TNF help om inflammasie in die liggaam te reguleer. TNF-selle is ook die immuunselle wat tumorselle, hoor julle hierdie lelike woord, tumorselle in die liggaam doodmaak. Waar het dit begin? Magnesium. Dan is daar 'n ding soos die kolonie-stimulerende faktore of CSF. Dit dui hemopoëtiese stamselle aan om 'n spesifieke seltipes te ontwikkel. Dis 'n baie interessante kommunikasie hierdie.
Hematopoïetiese selle of stamselle is voorloperselle wat aanleiding gee tot die ontwikkeling van alle bloedseltipes soos witbloedselle, rooibloedselle en bloedplaatjies. En hierdie veranderinge vind plaas tydens 'n proses wat ons hematopoïese noem. En hierdie granuliet of kolonie-stimulerende faktor dui byvoorbeeld aan 'n HSC stamsel aan om 'n witbloedsel te word, of hy moet 'n neutrofil word, of hy moet iets anders word om die infeksie te beveg. Beklemtoon weer die belangrikheid van genoeg magnesium wat hierdie proteïene kan stimuleer en dan ook te kan uitstuur na waar dit nodig is om in die liggaam bepaalde funksies uit te voer. Sommige sitokiene kry hulle name van die tipe sel wat hulle maak, soos limfokiene wat geproduseer word deur limfosiete, tipe witbloedsel, of monokiene wat ook geproduseer word deur monosiete wat ook 'n tipe witbloedsel is. Bogenoemde demonstreer die belangrikheid van magnesium in bloedvate, in selfunksionering en die belangrikheid van selkommunikasie. Nou, wat doen sitokiene? Baie goed. Sitokiene is nodig vir die regulering van alle soorte van inflammasie wat jy veroorsaak of wat jy inneem in jou liggaam. Die liggaam se selle stel sitokiene vry wanneer daar 'n bedreiging of 'n vyandigheid in die liggaam opgespoor word. Sitokiene, die proteïen, is rigtingwysers van die immuunselle van hoe om die verskillende soorte infeksies en indringers te beveg en hoe die liggaam hierdie infeksies of beserings dan moet herstel. Sitokien kommunikeer met syne, met ander woorde sein, amper soos 'n selfoon se sein. Sitokiene verwys immuunselle na die plek van infeksie en sein ook wat die immuunstelle moet doen. Dis al 'n slim ding, dis 'n proteïen. Hy wys die immuunselle waar die infeksie is en hy vertel ook vir die immuunstelsel watter selle moet gevorm word om daardie infeksie te beveg. Hy vertel die selle waar om heen te gaan en wat om te doen. Sitokien kan die prosesse wat met inflammasie geassosieer word verhoog of hy kan dit verminder. Hierdie is 'n belangrike ding. Sitokiene is ook betrokke by seldifferensiasie. Sitokien kan onvolwasse selle verander om 'n baie spesifieke sel te word. Kan byvoorbeeld 'n onvolwasse sel sein om volwasse te word om in 'n witbloedsel te verander om infeksie te beveg. Selproliferasie. Sitokiene kan 'n sel vertel om meer selle net soos wat dit is te maak. Sitokien kan vir 'n witbloedsel sê om meer witbloedselle te maak om die infeksie te beveg. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? Sitokiene kan ook die liggaam se selle sein om meer sitokiene te vervaardig om die liggaam se inflammatoriese reaksie teenoor indringers te verhoog. Dis ons 'n wonderwerk. Dis 'n klein wonderwerkie en hy vra 'n elektrolyt met die naam van magnesium en gesonde alkalisiese water. Wat is die verskil tussen pro-inflammatoriese en anti-inflammatoriese sitokiene wanneer die liggaam se immuunrespons funksioneel is, met ander woorde gesond is? Veroorsaak sitokiene inflammasie wat help om bedreigings te beveg en weefsels te herstel. Sitokiene verminder of stop ook jou liggaam se inflammatoriese reaksie wanneer dit nie meer nodig is nie. So jy kan nie sê dat jy nie hierdie belangrike proteïene in jou liggaam nodig het nie. Pro-inflammatoriese sitokiene veroorsaak of verhoog inflammasie om skadelike organismes te dood, te omsingel, te isoleer en af te weer. Anti-inflammatoriese sitokiene stop of verminder inflammasie. Hulle voorkom 'n oormatige immuunrespons wat weefselskade kan veroorsaak. Om jou liggaam se inflammatoriese reaksie te stop is net so belangrik soos as om dit te begin. Wat doen sitokiene wanneer hy dan nou 'n indringer in jou liggaam opgespoor het? Hier kom ons weer by die kommunikasie van sitokiene uit. Selle stel sitokiene vry terwyl ander selle sitokien reseptore bevat. Beskou sitosien as 'n sleutel.
en beskou 'n ander sel as die reseptor, soos 'n sleutel wat in 'n slot moet ingaan. Wanneer die sitokien, die sitoreseptor ingesleutel word, ontvang die ontvangende sel 'n boodskap wat die selle aandui wat om te doen om hierdie wond te herstel. Die sel tree eers dan op grond van die instruksie wat hy ontvang. Byvoorbeeld, 'n immuunstelsel kan 'n skadelike stof in die liggaam opspoor soos 'n virus en sitokiene in die reaksie vrystel. Sitokiene beweeg dan deur die bloedstroom of direk in weefsel totdat hulle 'n sel met bypassende reseptore bereik. Sodra die sitokien aan die reseptor bind, ontvang die ontvangende sel die instruksie en tree daarvolgens op. Die sel sal byvoorbeeld na die virus beweeg en dit aanval wat verhoed dat virusse selle kan binnendring. Waar begin dit? Begin met magnesium, begin met skoon bloed, begin met 'n bewustelikheid daarvan dat jy jou bloed moet skoonmaak en dat jy jou liggaam alkalies moet hou en nie hierdie liggaamskommunikasie van jou bevoeter met te veel suiker, met preserveermiddels, met ongesonde leefstyl nie. Selle met sitokienreseptore word reg deur jou liggaam gevind. Al die organe in die menslike liggaam bevat selle met sitokienreseptore. Dit verduidelik waarom inflammasie wyd verspreid in die liggaam dan ook kan voorkom. Nou die vraag is, waar kom sitokiene dan vandaan? Jou immuunselle, weer eens, dit sit in jou kolon. Weer eens, dit beteken dat jy nie hardlywig moet wees nie. Weer eens beklemtoon ons darmgesondheid, weer eens beklem ons probiotika binne in die darmkanale. Weer eens beklemtoon ons faktore wat jou darmkanaal kan beïnvloed. En ek het nou gepraat van tee en mikroplastiek, plastieksakkies. Voorkom dit. Dit is wat die sitokiene in jou liggaam vrystel. Dis nie net die immuunstelle wat dit vrystel nie, daar's vele ander selle wat ook in staat is om sitokiene vry te stel. Immuunselle is natuurlik die liggaam se witbloedselle wat ook as leukosiete bekend staan. Immuunselle wat sitokiene vrystel is 'n klomp, dis makrofage, dendritiese selle, limfosiete, BNT-selle, monosiete, neutrofiele, basofiele, eosinofiele en mastselle. Selle wat nie as immuunselle beskou word nie, kan ook sitokiene vrystel. Dis endoteelselle, dit is selle aan die binnekant van jou bloedvate, epiteelselle in organe, fibroblaste, wat in ander woorde selle in bindweefsel, stromale selle is ook selle in bindweefsel, swanselle wat deur neurone omring word. Verskeie selle kan die selle tipe sitokien vrystel. Daar kan afwykings plaasvind met die afskeiding van sitokiene. As die immuunstelsel vir een of ander rede te veel sitokiene vrystel, kan 'n sitokienvrystellingssindroom CRS ontwikkel, ook 'n sitokienstorm. Te veel sitokiene kan 'n verhoogde inflammatoriese proses veroorsaak. Te veel inflammasie kan weefsel beskadig en lei tot ernstige siektetoestand. Byvoorbeeld outoimmuunsiektes. Wat is outoimmuunsiektes? Iets soos diabetes. Metaboliese afwykings wat behels dat probleme met die maag en met metabolisme en die proses wat jou liggaam toelaat om voedsel om te skakel in biovoedsel, kanker, sepsis en ander faktore. Al hierdie goed begin met 'n ingesteldheid van om jou bloedvatstelsel gesond te hou en jou liggaam te voed met die 90 minerale soos wat moeder natuur vir ons geskep het en wat dit nodig is. Dit beklemtoon met ander woorde dat magnesium 'n uiters belangrike rol speel by die beheer en bestuur van inflammasie binne in die liggaam.